Okay, ons gaan kyk na verse 3 en 4 vandag. Alhoewel, ons gaan eers kyk na vers 2. Ons gaan vers 2 net eens klaarmaak. Want ons het nou nie laasweek heeltemal klaar gemaak met vers 2 nie. Goed, kan ek gaan jou Bybel leen asseblief? Dankie my liefie. Ek gaan nou vir jou teruggee my liefie. Okay. Okay, so definitief nie een van die maklikste hoofstukke nie. Ek gaan sommer weer van vers 1 af lees tot by vers 4 en dan kyk ons vanaand na die tweede helfte van vers 2 tot by vers 4. Maar vers 1 lees dan so: En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daar binne is. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. En hier is die deel waar ons dan nou begin vanaand, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal in my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars, wat voor die God van die aarde staan. En so ver dan. Dankie boet. So ons kom aan by die 42 maande. Nou die 42 maande is nie noodwendig 'n verwysing na letterlike maande nie, maar kan simbolies geïnterpreteer word, soos baie teoloë ook argumenteer dit geïnterpreteer moet word. Onthou, Openbaring is 'n baie simboliese boek met baie beeldspraak. Nou 42 maande is natuurlik presies 3,5 jaar, menende dit dra presies die teenoorgestelde betekenis as die nommer 7, waar 7 volmaaktheid beteken 3,5 'n gebroke 7 as jy wil. So die nommer 7 verwys na heiligheid en volmaaktheid, 3,5 verwys weer na 'n gebroke 7, menende oordeel of goddeloosheid dan eerder as wat dit 'n seën beteken. Nou indien daar aangedring word om 'n letterlike interpretasie te kry vir hierdie skrif, kan ons wel 'n argument vir 'n letterlike 3,5 jaar of 42 maande dan maak as ons gedwing word om dit te doen. Ons sien ook 'n soortgelyke en letterlike oordeel van God in terme van 3,5 jaar toe die Here 'n hongersnood oor Israel gebring het as gevolg van hulle goddeloosheid. Ons lees daarvan in Jakobus 5 vers 17 en ons lees van dieselfde geval in Lukas 4 vers 25 waar dit terugverwys na die Ou Testament waar ons lees in Lukas 4 vers 25 daar staan, maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land. En dit was juist 3,5 jaar gewees, heel waarskynlik want 3,5 verteenwoordig, presies wat ons so sê, dit verteenwoordig goddeloosheid, verteenwoordig God se oordeel, dit is 'n gebroke 7 dan as jy wil. So 3 jaar en 6 maande was dus die verteenwoordiging van God se oordeel oor Israel en het ook letterlik dan plaasgevind, eerder as simbolies. Ons het in die vorige hoofstuk gesien hoe die sterk engel, naamlik Jesus, oor die water staan, met sy hande opgehef en aan Johannes die boekrol gegee het om te eet. En ons het in Openbaring 10 vers 7 gesien hoe daardie oordeel en beeldspraak ooreenstem met Daniël hoofstuk 12 vers 7. Maar wat ons ook sien met Daniël ooreenstem is hierdie 3,5 jaar weer eens. So in die vorige hoofstuk het ons 'n groot gedeelte gesien wat met Daniël hoofstuk 12 ooreenstem. Hier stem ook 'n deel met Daniël hoofstuk 12 ooreen. En ons lees weer Daniël 12 vers 7 waar staan, toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef. Onthou, dis presies wat ons in die vorige hoofstuk gesien het, en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd,
En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. So daar het jy weer 'n 3,5 jaar dan nou spesifiek waarin die volk verstrooi word of dan nou geoordeel word. So 'n tyd is 1, tye is 2 en 'n halwe tyd is 'n halwe tyd. So dis dan maak 'n 3,5 jaar. Wat spesifiek van toepassing is, sê Daniël, op die heilige volk dan, of in ons teks, soos dit hier staan, die heilige stad. In Daniël word die heilige volk genoem, hier word die heilige stad genoem. Man, weer is as 'n verwysing na Juda, sowel as Jerusalem. Nou die tempel in Jerusalem het rondom, en ons bly nou nog by die tema van as dit 'n letterlike 3,5 jaar is, die tempel in Jerusalem het rondom Augustus of September van 70 na Christus geval. En 42 maande vroeër plaas ons dan rondom Februarie of Maart van die jaar 67 na Christus. Februarie of Maart. Nou teen hierdie tyd, dis nou Februarie, Maart in 67, teen hierdie tyd het die Joodse rebelle al klaar in opstand gekom. En die Joodse rebellie was al vir 'n paar maande aan die gang, omdat dit in 66 na Christus begin. So hierso is dit al vir 'n paar maande aan die gang. Maar eers vroeg in die lengte van 67 na Christus, nou daar's nie 'n historiese opname van wat se maand dit gebeur het, dit sê net, ek dink dit is Josephus wat sê, dit het vroeg in lente gebeur in 67 na Christus, wat ons dan plaas in Februarie of Maart dan. Maar vroeg in Februarie of Maart in 67 na Christus, presies 42, wel plus minus 'n maand, 42 maande voor die tempel toe nou geval het in 70 na Christus, het keiser Nero, wat op daai tyd toe nou keiser was van die Romeinse Ryk, die opdrag aan Vespasianus, sy leerowerste gegee, om 'n militêre veldtog teen die Jode te begin. So al het die Joodse rebellie al vroeër begin, dit was eers daai 42 maande voor Jerusalem en die tempel uiteindelik geval het, wat die opdrag van die keiser afgekom het, aan sy leerowerste om 'n militêre veldtog teen die Jode te loods dan nou. Wat spesifiek genoem word, die Galilea veldtog, maar wat hy ook oorbeweeg het na Judea toe, dit by Galilea begin, want dit was hoofsaaklik deur Jode beset gewees, en toe het hulle nou hulle pad so deurgewerk tot by Jerusalem toe. Nou in reaksie op keiser Nero se opdrag, het Vespasianus 'n hele mag saamgestel uit 3 Romeinse legioene. Een legioen se naam was Legio 5 Macedonica. Hierdie legioen het uit die provinsie van Moesia uitgekom, net noord van Macedonië, waar Paulus sy sendingsreise gedoen het. Daar was nog 'n legioen, onthou ons het gesê legioene so plus minus 5000 soldate. Hy het nog 'n legioen gekry wat genoem word Legio Tingfretensis. En hierdie legioen het dan uit Sirië uitgekom. Onthou Sirië is net so noord van Judea. En dan nog 'n legioen, legioen 15 Apollinaris, wat oorgeplaas was van Alexandrië af in Egipte na Ptolemeu toe, wat net so 90 km noordwes van Jerusalem geleë was. En daai legioen was dan onder bevel van Vespasianus se seun Titus gewees. Nou behalwe vir hierdie 3 legioene, het daar ook 23 kohorte, soos hulle genoem word, wat uit 480 soldate elk bestaan het. 23 van hierdie kohorte was ook bygevoeg gewees, sowel as 6 kavaliereenhede, wat elk uit 3 tot 500 perde ruiters bestaan het, hoofsaaklik afkomstig uit Sirië uit. Plaaslike kliëntkonings het ook troepe bygevoeg, naamlik Antiochus die 4de en Agrippa. Ons het al van Agrippa gelees in die Bybel. En dan 'n paar ander kliëntekonings van 2000 boogskutters elk en 1000 kavaliere. Ag, maar die punt is, daar het 'n klomp soldate en weermagte gekom van verskeie plekke af, spesifiek 42 maande voor die val van Jerusalem, juis om daardie militêre veldtog teen die Jode te loods, met die opdrag wat van Nero die keiser afgekom het. En so sien ons dan ook dat al die volke of al die nasies saamgespan het, as jy dan nou wil, want soos ons sê, van die mense het selfs van Alexandrië, van
Noord-Afrika afgekom om saam te voeg. Sirië van die kliënte konings het hulle mense weer gestuur. So dit was mense van letterlik van elke volk en taal en nasie amper as jy wil, onder die Romeinse Ryk nou natuurlik, want die Romeinse Ryk was in beheer van alles gewees. Maar daar het jy daai hele idee van al die heidense nasies wat dan nou half saamkom om hierdie oorlog te voer, soos die skrif aan vir ons sê, teen die heilige stad. En dit was dan nou Vespasianus se weermag gewees. En hulle reken, dit was, ek dink tot by die 60.000 soldate wat dit toe nou in totaal gemaak het op die ou end. Nou, dit moet verstaan word, so dit is as jy nou dit letterlik wil interpreteer, maar ek dink nie dis noodwendig die geval nie, want die is verskriklik baie getalle wat rondgegooi word in hierdie hoofstuk en in die Openbaring self, maar as jy aandring op 'n letterlike interpretasie, wel daar is een vir jou. Nou dit moet verstaan word dat ongeag of die 42 maande van 'n letterlike periode van tyd praat en of dit simbolies verwys na God se oordeel oor Jerusalem, aangesien dit 'n gebroke sewe is. Dit verwys na die vertrapping van die stad wat geëindig het met die val van die tempel in 70 na Christus. Dit sê vir ons dat daai 42 maande was met betrekking tot die vertrapping van die heilige stad. So of dit simbolies bedoel word of letterlik, ongeag wat sien dit is, dis daai spesifieke periode van tyd wat die heilige stad dan nou vertrap sou word, of wat daar dan nou die magte van die heidene nou teen Jerusalem opgetree het. Die uitverkore Jode van vers 1, wat ons dan nou moet oplet, aan die ander kant, wat ooreenstem met die 144.000 uitverkorenes van die stamme van Israel van hoofstuk 7, wat natuurlike verwysing is na die volmaakte uitverkiesing van die Jode in die eerste eeu, verwys weer nie na daardie periode van tyd nie. So daai 42 maande verwys spesifiek na die oorlog teen Jerusalem, daai wat begin het in 66 na Christus, met die opdrag van Nero in 67 na Christus. 42 maande later het die val van Jerusalem geval en die tempel was afgebreek gewees. 1,1 miljoen Jode was doodgemaak gewees. Maar daai 42 maande verwys na daai spesifieke kort periode van tyd. Die uitverkiesing van Jode verwys weer nie na daai tyd nie. Die uitverkore Jode, of die oorblyfsels soos Paulus hulle noem, het gered geraak van Christus se bediening af, of jy kan sê selfs van Johannes die Doper se bediening af, want Johannes het mos gekom om die weg voor te berei vir Christus, totdat hulle uit die stad, of althans Judea uit moes gevlug het, soos Matteus 24 vers 16 vir ons sê, hulle moes doen. So, as ons weer vers 1 en 2 lees, dan maak dit meer sin, in lig van dit wat ons nou net gesê het. Net voor ek dit weer lees, net weer eens, net om te recap. So die 42 maande spesifiek daai tyd wat Jerusalem aangeval was, of daai periode van tyd van oorlog. Die uitverkiesing van die Jode, ooreenstemmend met hoofstuk 7, is die hele periode van tyd voor dit wat die Jode uitverkies was. Hulle was nie uitverkies gewees, of beskerm gewees, of gemeet gewees, soos ons in die eerste vers gesien het, in daai oordeelstyd nie. Nee, hulle was gered voor dit gewees, in daai periode van tyd voor dit. So as ons weer vers 1 en 2 lees, dan sien ons, dit maak sin, en ons sê, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, soos ons laasweek gesien het, 'n riet kan wees, die Here meet jou vir oordeel, of hy meet jou vir beskerming. Dit is die definisies wat ons uit die Bybel uit kry. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op, en meet die tempel van God, en die altaar, en die wat daarin aanbid. Met ander woorde, die uitverkore Jode. Dis eien aan die Joods, dis hulle moes beskerm geword het, hulle moes gemeet geword het. Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid, met ander woorde die uitverkore Jode en die 144.000 van hoofstuk 7 wat moes vlug na die berge, maar die voorhof buitekant die tempel, met ander woorde die afvallige Jode wat onrein is, soos ons gesien het, hulle mag nie in die tempel gekom het nie, moet jy uitlaat en dit nie meet aka vir beskerming nie. So die binne moet jy meet vir beskerming, die buite moet jy nie meet vir beskerming nie. Want dit is aan die heidene gegee, en dan lees ons wat die heidene aan die afvallige Jode gaan doen, naamlik, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. So dan maak daardie vers vir ons sin, as ons, en die definisies wat ons hier gekry het, kom net uit die Bybel uit. Die meet, ons sien in die Ou Testament, daar word gemeet vir beskerming. Dis presies wat hierdie is. Dit is die Jode wat gemeet word, ooreenstemmend met hoofstuk 7, dis hulle wat beskerm word. Maar hulle word beskerm voordat
die heidene kom om die stad vir 42 maande te trap, saam met die wat nie gemeet was vir beskerming nie. Okay. En hierdie 42 maande kan verwys na beide 'n letterlike periode van tyd, of meer waarskynlik 'n oordeel wat gepaard gaan met die simboliese natuur van die nommer 3,5, gegee die simboliese natuur wat Openbaring juis het. En dis dan daai gedeelte. En dan kom ons by ja, baie moeilike deel, vers 3 en 4, wat aan die begin is van die moeilike deel van die res van die hoofstuk. Maar het sê, ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Nou, ons gaan nie die hele deel hanteer, ons gaan volgende week weer aangaan met hierdie gedeelte, maar ons gaan ten minste halfpad kom met hierdie 2 verse en net die grondslag lê vir dit. So hier volg waarskynlik een van die moeilikste gedeeltes van die Bybel. Soos ons in ons inleiding van hierdie hoofstuk gesien het, daar is honderde verskillende interpretasies van wie hierdie 2 getuies mag wees. Ons het so 'n hele lys gegee van wie dit kan wees. Die beste benadering is dus om te kyk na wat dit nie kan beteken nie, of na wie dit nie kan verwys nie, sowel as om te kyk na wat dit wel kan beteken in ooreenstemming met wat die Bybel ons op ander plekke leer, of klaar leer, en of dit met ander dele van die Bybel ooreenstem. Weereens 'n benadering tot Openbaring wat nie veilig is nie, is om met nuwe leringe op te kom wat jy nie in die Bybel vind nie. Dit is nie 'n veilige benadering nie. Dit is nie goeie hermeneutiek nie, soos hulle sê. Goeie benadering is om te sien wat kan ondersteun word deur die res van die Bybel en wat weerspreek nie die Bybel nie. So as jy byvoorbeeld die futurist of 'n John MacArthur het wat sê maar die 2 getuies is mense letterlik in die toekoms wat gaan vuur blaas. Nêrens in die Bybel sê nie ooit dat 'n mens vuur kan blaas nie. Dit is malligheid om te dink dat dit hierso die betekenis gaan wees as jy dit letterlik nêrens anders kry nie. Maar dis wat mense glo. Hierdie mense blaas nie ewe skielik vuur uit hulle mond uit. Maar weer eens, 'n goeie benadering is om te kyk wat dit nie kan beteken nie, sowel as wat die res van die Bybel wel kan ondersteun. Nou wat ons eerstens moet sien, die eerste punt om uit te wys, is dat dit nie na dieselfde periode van 42 maande verwys as die vorige gedeelte nie. Dit verwys nie na die 42 maande van die vorige gedeelte nie. En ek gaan vir julle verduidelik hoekom ek so sê. So hierdie gedeelte staan onafhanklik van die vorige gedeelte, om verskeie redes. Okay, want ek weet 42 maande is dieselfde as 1260 dae. Al twee werk uit tot 3,5 jaar. Maar dis ook hoekom ek sê, ek dink die 3,5 jaar is nie letterlike 3,5 jaar nie, ek dink dit word as simboliese nommers gebruik. Maar hierdie gedeelte in my opinie staan onafhanklik van die vorige gedeeltes om verskeie redes. En ek gaan vir julle sê wat die redes is. Eerstens, dit maak nie gebruik van die 42 maande van die vorige gedeelte nie, maar van 1260 dae. Deur om dit te doen, verwys die getal wel na dieselfde konsep en dien dus as 'n aanduiding van oordeel en afvalligheid, want dit verwys na dieselfde hoeveelheid tyd, maar nie noodwendig na dieselfde periode van tyd nie. Nou, indien dit wel na die vorige vers se periode van tyd verwys het, en dit praat van dieselfde periode van tyd, kon hierdie vers net gebou het op die vorige vers, eerder as om weer 'n periode van tyd aan te kondig. So as dit praat van 42 maande, hoekom nie net aanhou praat en nou weer 'n nommer gee nie? Dit maak nie sin nie. Want as ek sê, ek gaan oor 42 maande Amerika toe, want ek gaan oor 1260 dae daar gaan eet, of wat ook al. Dit maak nie sin om so te praat nie. So, ek sal eerder 'n ander nommer gebruik as ek van iets anders praat, of ek sal net glad nie 'n nommer gee nie, as ek nog van dieselfde onderwerp praat. Maar hierso letterlik in die volgende vers word al weer 'n nommer gegee. Hoekom nie net sê, ek gaan oor 42 maande Amerika toe, sodat ek daar kan gaan eet nie?
So dit maak nie sin om weer 'n nommer te gee as jy dan nog van dieselfde nommer praat nie. Hoekom nou weer 'n nommer, al is dit dieselfde nommer, hoekom dit nou weer insit as dit nie nodig is, as jy nou net in die vorige vers gesê maar 42 maande. So, indien dit wel na die vorige vers 'n periode van tyd verwys het, kon hierdie vers net gebou het op die vorige vers, eerder as om weer 'n periode van tyd aan te kondig. Dit sou ook gebruik gemaak het van dieselfde bewoording, in my opinie, as dit van dieselfde tyd gepraat het. Hoekom dan nie weer van 42 maande praat, as jy nou weer 'n tyd gaan voorstel, hoekom dan nie net aanhou praat van 42 maande nie, hoekom van 1260 dae. En in my opinie is dit omdat dit nie na dieselfde tyd verwys nie. En dan weer eens, omdat ek dink dit behels 'n konsep. Ek dink dit behels 'n konsep van 'n onvolmaakte 7. Dis nog 'n onvolmaakte 7. So waar die vorige oordeel is, die halwe 7 of die gebroke 7 is simbolies vir God se oordeel of die afvalligheid van die volk, dink ek hierdie gedeelte beteken ook dit. Die periode van afvalligheid van die volk, maar nie noodwendig daai spesifieke periode van tyd, die ander periode van afvalligheid van die volk. So dit sou ook gebruik gemaak het van dieselfde bewoording, naamlik 42 maande eerder as 1260 dae, as dit van dieselfde tyd gepraat het. En daarom net soos wat die periode van tyd waarbinne die uitverkore Jode gered was, nie verwys na die 42 maande se vertrapping van die stad nie, so verwys hierdie ook nie noodwendig na die vertrapping van die stad nie. So die uitverkiesing van die Jode was tussen Jesus se bediening en toe die oordeel begin gebeur het. Daai tyd wat 66, 67 na Christus. Van Christus tot 66, dit was die tyd wat die Jode gered was. Ons sien dit in Handelinge tog. So daai tyd verwys nie na die 42 maande nie. Hierdie tyd verwys ook nie noodwendig na daai spesifieke 42 maande dan nie. Tweedens, hoekom ek so sê, toe die stad klaar gemerk was vir oordeel, en die oordeel begin het in 66 na Christus, toe was die tyd van getuienis verby. Getuies word altyd geroep voordat 'n oordeel uitgespreek word en uitgevoer word. Nou in die laaste 3,5 jaar van Jerusalem se bestaan was hulle klaar onder oordeel. Dit was deel van die oordeel. Daai 42 maande was die oordeel gewees. Die oordeel kan nie uitgespreek word, maar dan moet daar nog getuies geroep word nie. Dit is verkeerd om. So die resultaat wat noodwendig volg, eers nadat getuies geroep was, is 'n uitspraak van oordeel. En hierdie is altyd die volgorde, sonder uitsondering. Jy gaan nooit 'n geval kry waar oordeel uitgespreek word, of waar oordeel besig is om te gebeur, of waar oordeel klaar gebeur het, maar dan nog nie getuies was nie. Nee, jy het altyd eers getuies. Altyd. Voordat daar enigstens aksie geneem word om te oordeel. Dit gebeur altyd voor die tyd. Nie gedurende die tyd of na die tyd, dit gebeur altyd voor die tyd. En hierdie is getuies. Dis 2 getuies. So hulle moet voor die oordeel wees. Jy kan nie, terwyl daar oordeel is, wag, ek wil kom getuig nog nie. Dit maak nie sin nie. Die getuies moet wees voor die oordeel. So hierdie is altyd die volgorde sonder uitsondering. Getuies word voor 'n oordeel geroep, nie gedurende of na die oordeel klaar plaasgevind het nie. En dis my tweede rede vir hoekom ek dink hierdie verwys nie na dieselfde periode van tyd as die 42 maande van die vorige gedeelte nie. Eerstens, die bewoording is dieselfde nie, die vorige een is 42 maande, hier word weer 'n tyd gegee van 1240 of 60 dae. Die bewoording is dieselfde nie, as dit dieselfde tyd was, was dit nie nodig om weer die tyd te gee nie. Tweedens, getuies word altyd voor 'n oordeel geroep, maar die 42 maande was klaar die oordeel. En derdens, ongeag wie of wat hierdie getuies is, hulle kan nie omkom of althans doodgaan as deel van God se oordeel oor die stad nie. Hulle kan nie doodgaan as gevolg van God se oordeel oor die stad nie. Indien hierdie getuies deel vorm van die wat omkom as gevolg van die finale oordeel oor Jerusalem,
dan is hulle nie getuies nie, hulle is afvallige Jode. Gelowiges kom nooit om as gevolg van God se oordeel nie. En hierdie twee getuies is duidelike gelowiges. Hulle getuig van die Here. As hulle wel doodgaan in die oordeelstyd, daai 42 maande van vers 2, dan is hulle nie gelowiges nie, dan is hulle deel van die afvallige Jode. Maar dit is nie die geval nie. En Petrus maak juist die punt. En dis hoekom ek sê ons moet steun op die res van die skrif. Petrus maak juist die punt dat die Here nooit gelowiges sal toelaat om te kom onder sy oordeel nie. Hulle mag dalk omkom as gevolg van vervolging, maar die Here sal nooit die godsaliges laat sterf, omdat hulle in die spervuur is van die Here se oordeel nie. Dit sien ons nooit nie. En die Here sê ook, dit sal nie gebeur nie. Die Here sal nooit godsaliges laat sterf, omdat hulle in die spervuur van sy oordeel is nie. Sorry, jy was in die pad, so jy moes nou maar saam met die goddeloses gesterf het nie. So ons lees in 2 Petrus 2 vers 6 tot 9, waar daar ook van Sodom gepraat word, soos hier ook van Sodom gepraat word. Sodom is natuurlik 'n sinoniem vir Jerusalem, hier in hierdie hoofstuk, soos ons nog sal sien. Maar Petrus sê daar in 2 Petrus 2 vers 6 tot 9, want as God deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees, en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Die Here weet om die godsaliges uit die versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. So die punt van daai hele verhaal is dat God weet hoe om die onregverdiges te beskerm vir oordeel. Hoe om hulle af te perk vir oordeel. Maar die Here weet hoe om die godsaliges te red uit daai oordeel uit. En hy sal nooit 'n foutjie maak nie. En dit is die punt van hierdie hele gedeelte. Die punt is, God weet presies hoe om die goddelose af te sonder vir oordeel, sodat gelowiges nie omkom as gevolg van daardie oordeel nie. Dit is presies die les wat ons leer met Abraham se intersessie vir Lot, en dis ook waarvan hierdie gedeelte van Petrus praat, waar Abraham intersessie gegee het vir Lot voor die Here, en waar ons al van lees in Genesis hoofstuk 18. Naamlik dat die Here nie een goddelike sal laat omkom, saam met die goddelose, wanneer hy die goddelose oordeel nie. Dit is een van die beloftes van die Here, en ons sien dit dwars deur die Bybel. Hy sal nooit die goddelikes laat sterf, saam met die oordeel van die goddelose nie. Nee, hy beskerm hulle altyd. En selfs, onthou julle, Abraham het mos so deur die lys met die Here gegaan, maar Here, wat as al 50 regverdiges is in Sodom? Wat as daar 20 regverdiges? Wat as daar 10 is? En die punt van die hele verhaal is juist dit wat Petrus dan sê, dat selfs al is daar net een regverdige, die Here weet hoe om die godsaliges te red, al is dit net een, soos Lot was, saam met sy familie dan nou. Hy weet hoe om hulle te red, en die oordeel alleen te beperk tot die wat die oordeel verdien. En daar is nie regverdiges wat in die spervuur gevang word nie. Nooit nie. En dit is wie die Here is. En daarom sê ek ook, derdens, hierdie mense, hierdie getuies, kan nie 'n verwysing wees na daai periode van tyd van oordeel nie. Want dan het hulle in die spervuur van God se oordeel gesterf. En dit maak eenvoudig nie sin nie. So die periode waarin hierdie getuies dus voorkom, kan nie ooreenstem met die periode van tyd wat die oordeel plaasgevind het teenoor die heilige stad, soos ons lees in vers 1 en 2 nie. Maak dit sin? So daar's vir my drie argumente vir hoekom dit na 'n ander tyd verwys. So ons sien dit basies uit 'n literêre vlak uit, die bewoording verander en hulle bring 'n nuwe tyd in. Ons sien dit van 'n teologiese of God se eienskappe perspektief af. Hy sal nooit die goddelike saam met die goddelose straf nie.
En ons sien dit basies van 'n regverdige standpunt af, dat getuies is altyd voor die oordeel. Getuies is nie gedurende die oordeel nie. Nou, dit behoort ook teen hierdie tyd dan nou ooglopend te wees, maar hierdie getuies verwys nie na iets of iemand in die toekoms nie, want die oordeel en die vertrapping van die heilige stad, waarvan ons lees in vers 2, het geëindig in 70 na Christus. So die periode van tyd waarbinne hierdie getuies dus getuig het, en die enigste periode van tyd wat vir hulle oorbly, moet dus verwys na 'n periode van tyd voor 66 of 67 na Christus. So as ons net deur die proses van eliminasie gaan, dit kan nie verwys na enigiets in die toekoms nie, na 70 na Christus nie, want dis juist die oordeel wat plaasvind in vers 2, daai 42 maande. En hulle moes getuig het. Dit moet verwys, en dit kan nie na daai spesifieke periode wys, van daai 42 maande nie, soos ons nou net gewys het, daai 3 punte, so dit die twee getuies moet verwys, deur proses van eliminasie, na 'n periode of die periode voor 66 of 67 na Christus. Dit moet in daai tyd verwys dan. Met ander woorde, voordat die oordeel begin het, wat die resultaat was van die getuienis wat teen die afvallige Jode in Jerusalem gebring was. OK. As julle met my tot daartoe daarom. So, dit is 'n baie moeilike gedeelte hierdie, maar ek dink deur net om goed te elimineer wat dit nie kan wees nie, narrow ons ten minste die opsies wat dit kan wees. En ons weet dit kan iets wees dan voor 66, want dit moet ergens daar wees. Die getuies moet kom voor die oordeel. Dit is net common sense. Okay? Nou, verdere punt wat ek dan wil maak, is dat hierdie twee getuies kan nie verwys na letterlike mense nie. Dit kan nie verwys na letterlike mense nie. So ons het die periode van tyd geïdentifiseer waarbinne dit moet plaasvind. Maar nou maak ons die argument dat dit nie kan verwys binne daai periode van tyd voor 66 na Christus. Dit kan nie verwys na twee letterlike mense nie. Eerstens, en hier is die redes hoekom ek dan nou so sê. Eerstens, indien dit wel 'n verwysing was na twee letterlike mense, sou ons van hulle geweet het. Aangesien hulle sou gelewe het in die tyd wat die Bybel geskryf was. Die skrywers van die Bybel sou van hulle geweet het, en dis ook oor hulle geskryf het, sodat ons van hulle sou kon lees. Ons lees altans nie van twee spesifieke en letterlike getuies voor die val van Jerusalem nie, veral nie twee mense wat die vermoë het om vuur te spoeg nie. Okay? Tweedens, al die taal wat gebruik word rondom hierdie twee figure in hierdie hoofstuk, maak dit ooglopend dat hier nie van twee letterlike persone gepraat word nie. Weereens, geen mens kan vuur spoeg nie. So dit alleen behoort dit ooglopend te maak dat dit nie van letterlike mense praat nie, want geen mens kan vuur spoeg nie. 'n Mens voer ook nie noodwendig oorlog net teen twee individue nie, soos ons lees in vers 7 die geval is nie. Ja, 'n mens voer wel oorlog, maar jy voer oorlog of teen groter oorheersende beginsels, of jy voer oorlog teen wêreldsieninge, of jy voer oorlog teen ander weermagte. Maar skaars voer 'n mens oorlog teen twee enkele individue, tog is dit die geval in vers 7 van hierdie hoofstuk. Derdens, en om te bou op die eerste punt, hierdie twee getuies, volgens vers 3, is profete, en volgens vers 11 staan hulle uit die dood uit op. Tog lees ons nêrens in die Bybel van hierdie twee profete wat uit die dood uit opgestaan het nie. Vierdens, ons lees in vers 12 dat hulle opgevaar het na die hemel, tog getuig die woord vir ons dat dit alleenlik Henog was, Elia en Jesus was wat direk in die hemel opgeneem was. Niemand anders nie. Dis net daai drie wat lewendige of in die hemel opgevaar het, liggaamlik. Maar nie een van hierdie drie het in dieselfde tyd ook gelewe nie. Henog en Elia en Jesus het nie in dieselfde tyd eers gelewe nie.
Maar hierdie twee word op dieselfde tyd in die hemel opgevoer. Weereens ons lees van geen so geval in die Bybel voor 66 na Christus nie. Ons lees in die eenvoudigheid nie. So hierdie getuienis moet verwys na iets of iemand voor die oordeel oor die Jode gekom het, want dit is 'n oordeel oor die Jode, die heilige stad, soos die skrif ons sê, want hulle is getuies, dit moes voor dit gebeur het, maar die realiteit is dat hierdie twee mans wat hier in Openbaring beskryf word, nêrens in die Bybel voorkom nie. Ons lees nêrens van hulle, ons weet niks van hulle nie. Die Bybel weet niks van hulle nie. Dit kan dus nie na twee spesifieke mans verwys nie, maar verwys dus eerder na beeldspraak of simboliek wat 'n beginsel beskryf. Nou, soos ons teen hierdie tyd al weet, simboliek en beeldspraak, al is dit profetiese taal, verteenwoordig gewoonlik letterlike gebeure. En hierna sal ons nog binnekort kyk, maar vir nou is dit genoeg om te besef dat hier wel van beeldspraak gebruik gemaak word. En ons het nou gereeld gesien hoe die beeldspraak in Openbaring na letterlike gebeure verwys. Ons hoef nie daai goed dis algemeen in Ou Testament profesie ook. Daar word beeldspraak gebruik, maar die beeldspraak word gebruik vir goed wat letterlik gebeur het. So hierdie getuienis was 'n letterlike getuienis, maar ons sal nog sien hoe dit lyk. Weereens gebaseer op wat die Bybel sê hoe die getuienis gelyk het voor 66 na Christus. Maar hoe die getuienis nie gelyk het nie, was dat daar twee mans was wat dood gegaan het, hulle het weer uit die dood uit opgestaan en in die hemel opgevaar. Dit sien jy nêrens nie. Maar ons sien wel 'n getuienis, 'n letterlike getuienis, nie net in die Nuwe Testament voor 66 na Christus nie, maar ook in die Ou Testament. En soos ons weet, die Ou Testament profete is doodgemaak. Die Fariseërs getuig self dat hulle kinders is van die wat die profete doodgemaak het. Die getuienis was daar. Maar ons sal volgende week in diepere besonderhede ingaan oor hoe dit letterlik gemanifesteer het hierdie getuienis. Maar wat ons vir nou ten minste moet weet, is dat hierdie twee mans beeldspraak is. Hierdie getuienis is beeldspraak, want ons sien nêrens hierdie twee mans wat kan vuur spoeg en wat uit die dood uit opstaan en wat in die hemel opvaar, enige plek in die Ou Testament. Nou 'n verdere indikasie dat hierdie beeldspraak na 'n beginsel verwys eerder as letterlike mense, kom voor in die feit dat die nommer 2 3 keer hier herhaal word. Die nommer 2 word 3 keer hier herhaal in ons teksgedeelte. Daar is 2 getuies, maar soos vers 4 ook vir ons sal sê, hulle is die 2 olyfbome en hulle is die 2 kandelaars wat vir die God van die aarde staan. So ons het 'n 3 keer herhaling van die nommer 2 hierso in terme van die getuienis dan. So hulle is dus 2 getuies, maar hulle is ook 2 olyfbome, maar hulle is ook 2 kandelaars. Nou dit maak geen sin nie. Weereens, indien dit letterlike mans is, dan moet hulle letterlike olyfbome ook wees. En as hulle letterlike olyfbome is, wel dan moet hulle letterlike kandelaars ook wees. Maar dit behoort ooglopend te raak dat hier van beeldspraak gebruik gemaak word. Weereens, want dit is nie mans nie, ons lees nie van hulle nie, hulle is ook nie olyfbome nie, en hulle verander ook nie in kandelaars nie. Dit is beeldspraak waarvan hier gebruik word. Nou wat wel belangrik is die feit dat hierdie getuies 3 keer voorgestel word as 2. Hulle word 3 keer voorgestel met die nommer 2, daar's 2 van hulle dan. Enigiets in die Bybel wat 3 keer voorgestel word, verwys na volkomenheid of volmaaktheid. God is heilig, heilig, heilig. Soos ons lees in Jesaja 6 vers 3 en Openbaring 4 vers 8. Hy is heilig, heilig, heilig. Hoekom word dit 3 keer herhaal? Want as iets 3 keer herhaal word, verwys na die volkomenheid daarvan. Die Here is volkome heilig. Daarom is hy heilig, heilig, heilig. Onthou die Bybel, die Hebreëus het nie woord vir die oortreffende trap nie. Daar is nie die woord heiligste of heilig, heiliger, heiligste, daai oortreffende trappe bestaan nie in Hebreëus nie. So as die oortreffende trap wil vasvang of die volkome betekenis van 'n woord wil vasvang, moet dit self 3 keer herhaal, want hulle het nie 'n ste soos ons het, heiligste nie. Daarom moet dit praat van heilig, 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 want hulle het die woord heiligste bestaan nie in Hebreëus nie. So hierso het ons weer eens 3 keer wat die nommer 2 herhaal word.
Met ander woorde, waar God byvoorbeeld dan volkome heilig is, hierso het ons 3 keer die nommer 2, en die feit dat hierdie getuies 3 keer as 2 voorgestel word, terwyl dit ooglopende beeldspraak is, verwys na die feit dat hulle getuienis 'n volkome getuienis is. Dis 'n volmaakte getuienis. Dit word 3 keer voorgestel. En 'n volkome getuienis vereis 'n volkome oordeel. Dis 'n volmaakte getuienis. Dit word 3 keer voorgestel met die nommer 2. Nou die volkomendheid en daarom ook die genoegsaamheid van hulle getuienis word verder bevestig in die feit dat hulle wel 2 is. Aangesien die getuienis van 2 'n algemene Bybelse beginsel is om iemand skuldig te kan bevind. Ons lees in Deuteronomium 17 vers 6 tot 7, daar staan: op die verklaring van 2 getuies of 3 getuies moet die veroordeelde gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van 1 getuie nie. So jy kan nie 'n volkome getuienis bring as jy net 1 getuienis is, getuigpersoon is nie. Die hand van die getuies moet eers teen hom wees om hom dood te maak en daarna die hand van die hele volk, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Hebreërs 10 vers 28 sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, en ons weet dis presies wat die Jode gedoen het, want die Here sê dit vir hulle in die evangelies, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3, en dis presies wat ons hier in Openbaring kry. Dit wat ons in Openbaring kry is nie nuwe nuus nie, dit bevestig bloot net dit wat ons in die res van die Bybel kry. En dan is ons op veilige gronde in terme van interpretasie. So as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. En wat sien ons hierso? Daar's 2 getuies. En daar word 3 keer vir ons gesê daar's 2 getuies. Wat vir ons sê dat dis 'n volmaakte en genoegsame getuienis wat gebring word. En dan Jesus sê ook vir die Fariseërs in Johannes 8 vers 17, en hy sê dit spesifiek vir die Fariseërs, en dit is ook in julle wet geskrywe, dat die getuienis van 2 of die getuienis van 2 mense waar is. Dit is in julle wet geskryf dat die getuienis van 2 mense waar is. So die 2 getuies waarvan ons dus hier lees, is nie 2 letterlike mense nie, maar die volkome beginsel van getuienis wat gebring word teen die Joodse volk, wat nou op die punt staan om 'n volkome oordeel te ontvang ooreenstemmend met die getuienis wat teen hulle gebring is. Soos ons sien in die eerste 2 verse, die heilige stad gaan vertrap word vir 42 maande. Maar daar is 'n getuienis wat teen hulle gekom het. Dis hoekom hulle geoordeel gaan word vir daai 42 maande. En dis nie net 'n getuienis nie, dis 'n getuienis ooreenstemmend met hulle wet. Daar moet 2 wees. En ons weet dit is 'n volkome getuienis, want dit word 3 keer herhaal. So alhoewel hierdie getuienis die beginsel van 'n volkome getuienis verteenwoordig, sal ons sien dat die getuienis teen die Jode letterlik plaasgevind het. Daar was letterlik getuies wat teen hulle gekom het en letterlik gemanifesteer het. Die profetiese beeldspraak verteenwoordig dus letterlike gebeure. En ons sal nog volgende week dan nou in daai letterlike goeders ingaan. Maar ons sal in hierdie hoofstuk sien hoe hulle liggame op die strate van die stad lê, waar hulle gedood was. Dit stem natuurlik ooreen met dit wat ons in Matteus 23 lees, dat die profete was doodgemaak in Jerusalem. Die Here sê dit vir hulle. Die getuienis was daar, hulle was doodgemaak waarso in Jerusalem self. So die getuienis was daar, so dit wat ons hier lees is bloot net dit wat ons klaar in die res van die Bybel sien gebeur. Maar dit is beeldspraak, want niemand blaas vuur uit hulle mond uit nie. En dit moet voor daardie 42 maande oordeel plaasgevind het, want 'n getuienis gebeur altyd voor 'n oordeel. Dit gebeur nie gedurende die oordeel of na die oordeel nie. En dan ons sal nog volgende week ook daaraan vinnig raak, maar die 1260 dae weer eens is nie 'n letterlike dae nie. Dit verteenwoordig weer eens die konsep van God se oordeel of die goddeloosheid van die volk. Waar 7 volmaaktheid en heiligheid verteenwoordig, is 3,5 weer onheiligheid. En dit is presies wat hulle was in die tyd wat daar getuienis teen hulle gebring was. Of dit nou 3 jaar was, of dit 100 jaar was, en of dit was van die jaar van wat Moses gekom het.
ongeag hoe lank dit is, dit verteenwoordig nie 'n periode van tyd nie. Dit verteenwoordig 'n konsep, naamlik dat hulle nie heilig was nie. Hulle was die teenoorgestelde van heilig in daardie periode van tyd, wat daar getuies na hulle toe gebring was. En ek meen, ons sien dit dwars deur die Bybel. Van Moses se tyd af was daar in die tye van die rigters. Dis hoekom die rigters opgerig was. Want hulle het die hele tyd getuig en sê, wel keer terug na God. Dan keer hulle terug aan God, dan sondig hulle weer. Ek meen, dis 'n herhalende storie. Van Moses af was dit keer op keer op keer. Al was nie 'n generasie gewees waar daar nie 'n getuienis teen die Joodse volk gebring was nie. So ons sien, dit was al dis al 'n hele periode van tyd, maar ons sal dan meer spesifiek daarin ingaan volgende week. Maak dit sin? Ek dink as mens net logies daarna kyk, dan begin mens sien, maar hierdie twee getuienis, dit kan nie letterlike mans wees nie. Dit maak eenvoudig nie sin nie, behalwe as jy wil opkom met aliens wat kan vuur spoeg. Want dit maak nie sin nie. Maar en Openbaring is 'n boek van beeldspraak. Maar ons moet ons beeldspraak baseer op wat die res van die Bybel sê dit beteken. Ons kan nie met ons eie betekenisse opkom nie. En weer eens, oorgelopend, as ons net goeders elimineer, dan maak dit ook makliker. Die getuies moet voor 'n oordeel plaasvind. Dit kan nie gedurende of na die tyd nie. So die getuies, wat ook al dit is, selfs al wil jy hê dit moet letterlike mans wees, dit moet voor 66 na Christus daar ergens dan wees. Maar weer eens, ons lees nie van hierdie tipe mans nie. Ons lees nie van twee profete wat doodgemaak was in Jerusalem, wat in die doodheid opgestaan het en opgevaar het na die hemel nie. Dit het eenvoudig nooit gebeur nie. Dit gaan ook nooit gebeur nie. Want Henog en Elia en Jesus is die enigstes wat ooit opgeneem. Ons het eintlik in Pelgrimsreis die week gelees, dat is dit een van die, is die tuinier, dink ek, of was dit die herder? Iemand sê vir Christen hulle, daar's net daai twee wat opgeneem was in die hemel, en daar sal nooit weer iemand wees wat opgeneem word in die hemel nie. Dit is net Henog en Elia buiten Christus en wat opgevaar na die hemel. En dis die realiteit. Daar gaan nie weer op 'n hemelvaart wees vir iemand anders, soos Henog en Elia nie. So as mense net deur daai proses van eliminasie gaan, dan beperk dit baie wat hierdie hoofstuk wel kan beteken. En ons sal dan nog sien wat die res van die goeders dan ook beteken. Maak dit sin? Danny? Vir my veral vir daai wat jy sê, dit kan nie binne daai 42 maande wees nie, want ek meen, hoekom sal hulle getuig en doen as die Here klaar besig is om te oordeel? Presies. So dit maak nie sin nie. Dit is soos, dan sit soos Lot wat in Sodom agtergebly het. Dat terwyl die vuurballe val, Lot besig is om aan hulle te preek. Maar dit is nie wat daar gebeur het nie. Lot het voor die tyd vir sy skoonseuns gesê, kom saam met ons, en sy skoonseuns gesê, maar jy is mal. En toe gaan hy nou maar saam met sy dogters uit. Maar hy het getuig teen hulle, voordat die oordeel gekom het. Die getuienis was gelewe. Hy het getuienis gelewe terwyl die vuurbal uit die hemel uitgehaal het nie. En dis eintlik obvious nou dat mense daaraan dink. Okay. Happy Engel? Nommer 2.